Goeiemôre. Jy luister na die 100ste oordeenking in die reeks Die Goeie Lewe. En ons tema vir oggend is Die Groot Inkwisiteur. Een van die mees aangrypende en invloedrykste literêre werke van alle tye is Fyodor Dostojewski se Die Broeders Karamazov. Hierdie meesterstuk staan 3 broers sentraal en in hulle botsing lê die worsteling van die menslike siel ontbloot. Ivan, die middelste broer, is 'n agnostikus, intelligent, belees en verbitterd. Hy kyk na die wêreld en sien net chaos, lyding en onreg. Die jongste broer, Alyosha, is sy teenoorgestelde, opreg, effens naïef en vol hoop. Hy het 'n monnik geword te midde van 'n harde wêreld waarin hy groot geword het. En hy glo vas aan die liefde van Christus en die genade van God. In een van die kragtigste tonele in die roman, bars Ivan los met 'n vlijmskerp aanklag teen die bestaan van lyding, veral die lyding van onskuldige kinders. Wat Ivan se aanklagte so ontstellend maak, is dat hy nie denkbeeldige voorbeelde gebruik nie. Hy vertel ware historiese verhale van afgryslike mishandeling van kinders. Stories wat eintlik te pynlik is om te herhaal. Een daarvan is die verhaal van 'n grondbaron in Rusland wat 'n klomp jaghonde gehad het. En een van die slawe se kinders het per ongeluk op 'n dag een van die honde se pote raak gegooi met 'n klip. Die volgende môre het die grondbaron hierdie seentjie die veld ingejaag en die honde op hom losgelaat. Hierdie honde, jaghonde, het die arme kindjie verskeur voor die oë van sy moeder. En dis hierdie verskriklike wreedheid waarmee Ivan vir Alyosha konfronteer en sê, waar is jou God? Hoekom gebeur hierdie allerverskriklike dinge in die wêreld? Maar Alyosha sê niks. Hy luister net. En is een van die eerlikste, rouste beskrywings van menslike lyding in wêreldliteratuur. Hierdie vraag van lyding beantwoord Alyosha glad nie op 'n teoretiese vlak nie. Maar soos wat jy die verhaal verder hoor, dan is dit juis Alyosha wat deur diensbaarheid, deur nederigheid, sy hele lewe gee om die lot van mense te verander en veral die lot van kinders. Ek dink dit spreek 'n essensiële aspek aan van ons worsteling met lyding en hoe dit in verband staan met die goeie lewe. As gelowiges sê ons nie ons verstaan alles nie. Ons probeer nie lyding verklaar nie. Maar ons verstaan, soos wat ek vroeër in die reeks gesê het, dat dit eintlik nie God is wat in die beskuldigde bank staan oor lyding in die wêreld nie. Die hele Bybelse literatuur sê vir ons dat dit die mens is wat deur God ondervra word. Hoekom lyk die wêreld so? Wanneer ons die boodskap van die evangelie hoor en tot geloof kom, dan glo ons dat God ons geroep het om juis op so 'n manier te leef, dat ons die lyding in die wêreld aanspreek en ons allerbeste doen om nie lyding aan ander mense te veroorsaak nie. Kom ons bid saam. O Hemelvader, ons kyk na hierdie ou wêreld en ons besef dat dit gebroke is, gevul met die pyn en lyding van kinders, die kinders tussen oorlogsmirasies, 'n lewe wat elke oomblik, elke sekonde van ons lewens op hierdie planeet geneem word, geweld wat gepleeg word, die afgryslikhede van hierdie wêreld. O Heer, dit ruk ons harte in stukke. Tog het U in U wysheid aan die wêreld die kerk gegee, nie om te reageer met mag en krag nie, maar om Christus te volg, om al meer na die beeld van Christus verander te word. Leer ons elke dag, o Heer, wat dit beteken.
Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.